genade. Sê dit net gou weer, want niemand moet dit mis nie. Dis baie belangrik. Want daar's 'n reël in 'n huis, Johan, en hierdie reël is so eenvoudig. Die reël sê, as almal doen wat jy nou doen, sal dit werk. Welkom by Kaleido Podcast. Hier by hierdie spesifieke podcast glo ons daarin om lewe te bring vir elke lewe. Dit is wat die Here ons voorroep as 'n gemeente. In Johannes 7 vers 38 staan daar: wie in my glo, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Ons begeerte is eenvoudig vir hierdie podcast, is om eerlike gesprekke te hê en om mense te lei en te begelei om 'n diep verhouding met Jesus te kan hê, om eerlike vrae te kan antwoord, om eerlike gesprekke te kan hê oor die kwessies van die lewe, die regte lewe, soos wat ons hom ken. En ons is vandag, is ons in 'n gesprek oor iets wat baie na aan ons as 'n gemeente, maar ook aan my hart lê. En dit is, hoe wen ons 'n kind se hart in 'n wêreld vol druk, gedrewe met prestasie, waar daar angstigheid is en verskriklik baie afleidings is. Ek dink dit is 'n tema wat betrekking het tot elke ouer, onderwyser, coach, ek wil amper sê enige volwassene moet weet. Hoe wen ons vandag in tye soos hierdie 'n kind se hart? Nou, my naam is Johan Pieterse. Ek is die kampuspastoor hier by Kaleido Glenmarais en dit is vandag vir my 'n baie groot voorreg om ons gas aan jou voor te stel. Sy naam is Jannie Pitter. En Jannie is 'n motiveringsspreker, 'n sportsielkundige, 'n mental coach en hy het 'n meestersgraad in sportsielkunde en hy het al met ongelooflike groot spanne, franchises, clubs in Suid-Afrika gewerk, met sportsmanne gewerk oor hulle fisiese, psigiese, emosionele welstand in die sportswêreld, om hulle koppe sterk te kry vir die taak wat hulle moet doen. Hy het al met die Blou Bulle gewerk, die Goue Leeu's, Orlando Pirates, en Jannie het 'n ongelooflike hart ook vir gesinne. En dit is wat ons so opgewonde maak om vandag met Jannie te kan gesels. Hy is die outeur van verskeie boeke, soos wat jy hier kan sien op die tafel, onder andere met betrekking tot vandag, 'n wenplan vir jou kind se lewe, en dan wen 'n hart. 'n boek wat ouers, onderwysers en afrigters uitdaag om verby gedrag te kyk en eerder 'n kind se hart te wen. Nou Jannie, baie welkom. Dankie Johan. Hier by ons. Dit is so lekker om jou vandag hierso by ons te hê. Ons lewe in 'n interessante tyd, is dit nie? Ons leef in 'n tyd waar kinders meer geleenthede het as ooit vantevore. Ons leef dan in 'n spanning terselfdertyd, waar al het kinders meer geleenthede as ooit vantevore, sien ons ook kinders leef met baie meer angs. Daar's so 'n verskriklike behoefte en 'n dryf na prestasie, en dit bring uitdagings van uitbranding, emosionele druk, en miskien is die vraag dan nou nie in tye soos hierdie waarin ons leef, wat is die suksesvolste kind wat ons kan opbring, of so nie. Dalk is die vraag meer in die rigting, hoe kan ons kinders grootmaak in 'n manier wat die Here eer, maar waar die kind ook veilig voel, liefgehê voel en floreer ook in 'n verhouding met die ouer, maar ook met God. En as gelowiges glo ons dat God het vir ons uiteraard 'n unieke roeping gegee, om op 'n spesifieke manier met ons kinders te werk, om te help om hulle harte te vorm. En daarom wil ek met die groot vraag begin
vandag is, hoe wen ons kinders se harte voordat die wêreld dit wen? Hulle het baie stemme wat hulle hoor. Daar is baie invloed in kinders se lewe. Daar kan ek die vraag anders stel, hoe vorm ons kinders se harte vir Christus in 'n wêreld waar daar soveel ander mense hulle harte wil probeer vorm? Terwyl jy gepraat het nou Johan, sit ek en dink, wat het my hart gewen as kind? Wie was my hero? En ek sal nooit vergeet nie, ons het in laerskool, ek was op Potchefstroom groot geword, en ek was daar in 'n laerskool gewees, laerskool Mooirivier, en as die skool ons nou bederf, dan mag ons nou 'n film kyk, die hele skool in die saal. As nou daai films met die, dis nou baie jare terug, Ja, dis met hier die in die filmspoel 1960. En my hero was Tarzan. Okay. Ek kan nou nie onthou wie was die akteur nie, maar die akteur wat Tarzan gespeel het, was ook 'n Olimpiese swemmer in die regte lewe. Okay. En So hy was baie gebou soos ek. ja, ja, min of meer. So, maar wat jy nou sê is toevallig nou waar. Ek meen sy fisieke was klaar iets wat mens voorkyk. Yes. So dit het 'n admirasie gebring en gesê, "Wow, kyk hoe lyk hierdie ou. Hierdie ou lyk goed." Weet, hy het nie 'n boepens gehad. Nou dan lyk hy definitief nie soos ek nie. Ek het 'n lekker boepie. Maar hy was my hero. En terwyl jy nou praat, toe dink ek, hoe wen 'n mens 'n kind se hart voordat die wêreld sy hart wen? In Johannes 5 sê Jesus hierdie woorde. Hy sê die kind kan immers niks anders doen. Die seun kan immers niks anders doen behalwe wat hy sy pa sien doen nie. Hy sê dit net so self. En waarskynlik dis die sleutel van ouerskap. Die sleutel van ouerskap is nie motivering nie. Die sleutel van ouerskap is inspirasie. Ja. Dit beteken ek moet nie my kind motiveer om iets te doen nie. Ek moet my kind inspireer om iets te wees. Ja. So die verantwoordelikheid lê by my en dit gaan oor watse keuses maak jy nou. Ek het 'n wonderlike pa gehad. Hy is nou laas jaar oorlede op die ouderdom van 90. Maar my pa was my hero. My pa was Special. 'n frisgeboude, hy het sport gedoen. My pa was hoof van sport op die universiteit, departementshoof van menslike bewegingskunde. My pa kon alles doen in my opinie. So my pa was hierdie amazing man wat ek wou word soos hy word. So in daai opsig wil ek sê, die vraag is, hoe wen 'n mens 'n kind se hart? En ek wil amper sê, word jou kind se hero. En die vraag is, hoe word 'n mens jou kind se hero? En die antwoord gaan nie oor die sukses wat jy behaal nie, dit gaan oor eintlik die oorwinning oor uitdagings wat jy behaal. Want Tarzan was altyd uitgedaag. Hy moes hierdie booswigte veg en hy moes en hy was altyd die underdog in 'n sekere sin. En dan het hy hierdie oorwinnings gehad. En dit maak van 'n mens 'n hero. Ek meen ons kyk vandag na sporthelde in die wêreld. Wat maak van 'n sportheld 'n ware sportheld? Nie sy prestasie nie, sy journey, sy karakter. Ja, dis waar. Jy weet as ek dink aan tennis, ons het nou in die wêreld van tennis met ons kinders in beweeg, met my seun in beweeg, was Roger Federer my hero gewees. Toe kom Rafael Nadal en daar ek gaan nou nie name noem nie, want ek wil nie uitsonderings maak nie, want elke ou het sy eie keuse, maar Ja. hoekom is iemand jou hero? Dis nie omdat hy sukses behaal nie, dis die karakter wat hy demonstreer. Ja. En daai karakter, as daai karakter gedissiplineerd is, daai karakter toegebyt is, as daai karakter sag is of menslik is met ander mense, weet hy doen goed teenoor ander mense, dan kry jy hierdie gevoel van hierdie ou is my hero. So Ja, ek dink wat jy sê is groot en ek wil net ons moet dit so 'n bietjie unpack. Ek het 'n hele paar jaar terug het ek 'n artikel gelees. Ek kan nie eers presies onthou wie die artikel geskryf nie. Maar die persoon het geskryf oor ouerskap spesifiek en die verskil tussen die ouer se benadering
en om 'n mind shift te maak van 'n ingenieur na 'n herder. Ek hoor. So die persoon skryf en sê ons as ouers dink baie keer ons kry 'n blank canvas. Daai kind word gebore, hulle is 'n blank canvas en ons engineer hierdie kind soos wat ons hom wil hê of haar wil hê. En ons vorm hulle asof daar nie 'n skepingsdoel agter daai kind is nie, asof God nie daai kind gemaak het met 'n spesifieke rede nie. Waar die herder berei die plek voor vir die kind om 'n kind te wees. Ek dink een van my grootste struggles in ouerskap, as ek bietjie transparant met jou kan wees, deursigtig met jou kan wees, een van my grootste uitdagings is, ek kyk verskriklik baie na my kinders se optrede. En ek wil hê, hulle moet goeie maniere hê, hulle moet ordentlik met hulle ma praat, hulle moet respek hê vir mekaar, hy ou 6-jarige seentjie en 3-jarige dogtertjie. Ek wil hê hulle moet 'n voorbeeld wees van hoe 'n lewe saam met God lyk. Maar baie keer dan hamer ek so op die gedrag, dan kan ek alself sien, daai seentjie van my is 'n regte klein hoofseun persoonlikheidjie. Hy wil nou hierdie ding reg doen, want ek het vir hom gesê hy moet dit doen. Maar as daar 'n ander ding is, net so naby aan hierdie, dan weet hy nou nie waar so is die lyn en waar so nie, want ek het gesê hy moet hierdie ding so reg doen. En die wêreld sit so groot fokus op gedrag, maar en dit kom vir my baie natuurlik, want dis wat ek kan sien, maar dis eintlik nie God se hart nie. God is eintlik die goeie herder. Hy vorm ons en hy roep ons eintlik na die hart toe. Wanneer ons kyk na God, dan spreek hy baie min gedrag aan. Hy gaan eers na die hart toe. Hy wil eers ons hart wen en dan sê hy die vrug, die werk is hier binne in die hart en dan die vrug kom in die optrede uit. So God kom altyd binne toe en dan is die vrug, die resultaat is buitekant. Wanneer jy sê ons moet 'n kind se hart wen. Jy sê dit is kom ons wees iemand na wie hulle opkyk. As ek dink aan die ingenieur teenoor die herder, die ingenieur skep iets. Hy het niks uit nie. Hy bou iets en dit moet op 'n baie spesifieke manier werk. Yes. Waar die herder modelleer iets. Hy wys iets. Hy wys waar die groen weivelde is. Hy tree op en beskerm wanneer dit nodig is. Daar's soos iets wat gemodelleer word. Hoe weet 'n ouer dat ek het my kind se hart? Ek gaan dit baie eenvoudig stel, Johan. Ek het gister met 'n ma en haar dogter gewerk. Die pa is nie teenwoordig nie. En dit was 'n teamsessie. En hierdie ma het 'n baie helder beeld van wat sukses in die lewe is. So sy kan vir haar dogter sê, praat hardop. Praat laat die oom kan hoor. Kyk vir my as jy praat. So sy sê die hele tyd die goed. Maar die hele tyd sien ek hierdie dogter, sy het nie haar hart nie, hierdie dogter het rebellie. En die ding kom daarin, as 'n ouer sy posisie gebruik, as ouer, om te sê, in my huis moet jy respek hê vir jou ma. Die sondige natuur wat in ons mens is, sê ek wil nie. So, nou sê jy vir jou kind, jy moet respek hê vir jou ma. Nou gaan hy sê ek wil nie, want pa sê ek moet. Korrek. En nou is daar divisie, want hy gaan nou respek hê, maar dis nie sy hart nie. Jy weet, daai prentjie van daai so Arend se gesig, ek sit net vergeet.
jy weet hoe lyk 'n arend, hy lyk asof hy kwaad is die hele tyd. Ek gaan jou Fokus. Yes. Nou staan daar, onder op die prentjie staan daar, I am smiling. Maar met die arend se gesig. Nou dis is baie kinders voel. Ek het respek, maar ek wil nie respek hê nie. Want pappa het vir my gesê ek moet. Maar dink gou vir hierdie oomblik so. Sê nou jy het met jou kind 'n gesprek. En respek is die fondasie van enige suksesvolle verhouding. Onthou, daar's nie, as jy vir my vra, Jannie, hoe weet ek het my kind se hart? As jou kind respek het vir jou, dan weet jy het jou kind se hart. Nou, ek sê altyd vir mense, dit is vir my baie belangriker dat my kinders my moet respekteer as wat hulle van my moet hou. My kinders hoef nie van my te hou nie, maar as hulle respek het vir my, sal hulle uiteindelik van my hou, want die wiel gaan draai, en dit het in ons huis so gebeur. Ek weet, ek en my seun het goedkoppe gestamp in die begin, maar my woord is my woord, en as jou woord nie jou woord is nie, dan verloor jou kind respek vir jou. Ek sê vir ouers, as jy eenmaal die regte ding doen, dan hoef jy dit nooit weer te doen nie, want jou kind gaan respek kry vir dit. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik, 'n eenvoudige voorbeeld. Sê nou, ek sê vir julle, luister julle, ons is 8 uur, klim ons in die kar, ons ry. En 8 uur is jou kind nie in die kar nie. In plaas daarvan dat jy nou raas en beklei, staar die kar en ry. Doen dit eenmaal. En die kind bly en hy weet nie wat aangaan nie. En jy sê vir hom, maar ons het dan gesê 8 uur ry ons. Wat verstaan jy nie? Hoe oud moet die kind wees? So jonk as wat 'n kind kan, as hy kan loop. Kinders verstaan van, ek het eendag langs die tennisbaan, was daar 'n seentjie wat gesit en skree het in die draad, met sy ouers op die baan, nou huile, en almal is ontsteld, want hierdie kind skree soos, en die pa en die ma is verleë, en hulle, ek sê te vir hulle, kan ek met die kind gaan praat? Hulle sê, asseblief. Want, weet die wedstryd kan nie voortgaan. En ek tel die seentjie toe op, en hy veg toe. Maar ek hou hom net stewig vas, en ek praat kalm en rustig met hom. Ek sê vir hom, oom Jannie, jou pappa het gevra, oom Jannie moet gou met jou gaan praat. So ons gaan gou praat, ons gaan agter die gebou praat. En hy skop en skree, en ek het net kalm en rustig gebly. En ek het vir hom gevra, kan oom Jannie met jou praat? So, kan ek met jou praat? Nou skree hy, nee. Sê ek vir hom, ek gaan nie met jou kan praat voordat jy vir my sê ja nie. Uiteindelik kom hy nou nie los nie. Ek sê vir hom, kan oom Jannie met jou praat? Toe hy sê, ja oom. Hy sê toe ja. Toe vra ek vir hom, wat gaan jy my noem? Want hy het ja gesê, maar daar's nie respek in die ja nie. Sure. En hoeveel kinders vandag, en ek is eerlik daarmee, in Afrikaans het ons die voorreg om te kan sê oom of tannie. Ja. Dis 'n vorm van respek. In die Engelse taal het ons nie daai ding van respek nie, en dit maak 'n reuse verskil in die gevoel van respek wat kinders het teenoor ouers. So dis die voorreg van Afrikaans dat ons wel iemand kan aanspreek met respek, omdat Verseker. in Engels kan jy obviously sê sir of ma'am, maar die kinders ken dit nie regtig meer nie. So om kontak te bewerkstellig, moet respek eers in plek wees. Maar ek wys respek altyd eerste. Ek sê vir mense, en dit mag nou naakslink Johan, maar ek kan nie met my kind praat voordat ek nie sy toestemming het nie. As ek my posisie gebruik om met my kind te praat, kry ek rebellie. Dit beteken, jy moet vir jou ma luister. My posisie sê ek mag dit sê, maar ek kry rebellie, so ek moet die hele tyd opcheck in my kind. Dis moontlik hoekom ek vir die Stormers skree, want my pa het gesê ek moet vir die Blou Bulle skree in sy huis. Ja. Verstaan, dit gee jou net 'n identiteit van, ek is selfstandig, ek gaan my eie besluit maak, pa moenie vir my sê wat ek moet besluit nie. En elke mens wil daai ding hê. Maar sê nou maar, ons het 'n ooreenkoms. En die ooreenkoms is, Sena, ek vra toe vir daai ouetjie, sê gou vir hom Jannie, hy sê toe ja, oom, uiteindelik. Ek sê vir hom Jannie, hoe wil jy al die mense om jou laat voel vandag?
Wil jy dink, hulle moet dink jy's 'n skreeubaba, of wil jy hulle moet dink jy's 'n selfstandige, pragtige seun vir jou pa en jou ma? Watter een wil jy hê? Hy het my so gekyk. En skielik het sy brein begin. En hy sê toe, die tweede een. Ek sê, wat is dit? Die netjie se seun, oom. Ek sê toe vir hom, as jy so skree, wat dink mense van jou? En ek en hy kom toe daar op 'n ooreenkoms. Ons stap om, hy gaan sit rustig langs die draad. Want ons het 'n ooreenkoms gemaak. Hy gaan rustig sit en sy pa en sy ma gaan afkom en dit is dit. Nou dit is sommer net 'n voorbeeld van wat gebeur het. Maar as ek met my kinders praat, dan ek het die reël en ek sê vir hulle dit werk van in my kantoor wanneer ek met kinders werk. Johan, dis amazing. Wanneer 'n kind daar sit en ek sê vir hom, kan oom Jannie, nou jy hoor wat ek sê, kan oom Jannie, wat doen ek? Jy leer hom Ek leer hom hoe om met my te praat. Ek leer hom hoe jy met my gaan praat. So hoeveel ouers mis daai een? Hulle sê, kan ek gou vir jou iets sê? In plaas van om te sê, kan pappa gou vir jou iets sê? Verstaan? So as jy sê, kan pappa gou vir jou, dan beteken dit jy leer jou kind hoe om jou te noem. Ja. Dis eenvoudig. Maar as jy jouself ek noem en jy noem, dan sê uitvloei daarvan, pap, jou kind gaan jou jy en jou noem. Ja. Sjoe. Terwyl jy so praat om te sê, ons moenie ons blote posisie gebruik nie, dink ek aan die verskil tussen beheer en invloed. Craig Groeschel sê, you cannot influence what you try and control. Nooit nie. Praat met my oor die verskil tussen om jou kind te beheer en om jou kind in 'n positiewe manier wat God eer te beïnvloed. Johan, ek wil nou eintlik gaan, daar's 'n groot filosofie agter die krag van 'n gesin. Ja. En ek gaan begin en ek gaan vra, hoekom het die Here vir Eva gemaak? In die woord staan daar, hy het vir Adam gemaak, toe sien hy, Adam het 'n hulp nodig. Nie 'n maat nodig nie, 'n hulp. Die vraag is hoekom? Want God het geweet Satan gaan kom. Nou in Deuteronomium 32 staan daar hierdie woorde geskryf. Hoe is dit moontlik dat een sterk man 1000 kan verslaan? Maar 2, in die somtotaal sê, in wiskunde, as 1 1000 kan verslaan, kan 2 2000 verslaan. Maar in die Bybel staan daar, 2 kan 10.000 verslaan. Ja, korrek. So dis die krag van span. Nou as ons nou na die wêreld van sport toe gaan, almal van ons het talent. Ja. Talent het 'n plafon. Talent is wat jy kan doen op jou eie. Absoluut. Nou die filosofie wat ek het in my lewe is, niemand maak dit ooit alleen nie. Nie een sportman in die geskiedenis, nie een held het dit ooit op sy eie gemaak nie. Ja. Wolrad Woltemade, wat een van my helde was as kind. Nou meeste mense weet Wolrad Woltemade, daai was een van my grootste stories. Dit was met Jan van Riebeeck in die Kaap, was daar 'n skip kom op die rotse kom loop en die ouens het in die see gespring en Wolrad Woltemade was 'n boer wat met sy perd langs die strand gery het en hy sien toe hierdie ouens en hy vat toe sy perd in die see in en hy het 5 keer met sy perd in die see ingegaan wat hy mense uitbring met sy perd. Wow. En die 6ste keer toe daar te veel ouens gespring het hulle hom en sy perd onder die water ingetrek en toe sê, maar hy was sy held. Verstaan, so Wolrad Woltemade kon dit nie doen sonder sy perd nie. Ja. Daar's geen iemand wat op sy eie ooit, ek meen kyk na die grootste sportmanne in die geskiedenis, as hulle op daai podium staan, die wat dit waardig is, sê, ek kan dit nie alleen gedoen het nie, daar's my span, fokus die kamera op daai span, en dan gee hy vir hulle hande klap, en hy gee die krediet weg. Toe ek met die leeu's gewerk het, was dit een van ons filosofieë, die oomblik as ons krediet vat, vir die sukses van ons lewens, vir die sukses van die span, dan is dit die einde. Ons moet die krediet altyd weggee. So, wanneer jy suksesvol is, gee dit weg. Dan kan jy nog meer suksesvol wees. Nou, Adam en Eva was 'n span. Want die Here het geweet, Adam gaan dit nie alleen kan maak. Sy talent was net soveel. Nou, as ons nou dink aan die lewe van vandag, wat is die doel van huwelik? Die doel van huwelik, wanneer 2 saamkom, noem ons die woord sinergie. Sinergie is die krag van daai 2. So 1 is talent, 1 slaan 1000 plat. 2
kan 10.000 platslaan. Maar dis wat ons noem sinergie. Sinergie in die fisiese wêreld is dit 'n baie eenvoudige som. As ek 'n kragopteller is en ek kan 100 kg optel op my eie en jy kan 100 kg optel op jou eie. En ek en jy's in die gym en ons oefen nou en ons hier gympaadjies en ons tel hierdie gewigte op. Nou kyk die mense ons nou met groot oë aan. Nou skielik sê ons maar, hoorie Johan, kom ek en jy kyk hoeveel kan ons saam optel. Want hier's mense wat iets wil sien, maar ons talent het hulle net soveel beïndruk. En jy sê vir my, Jannie, ek is saam met jou, kom ons kyk. Die oomblik wanneer ons saamstem, is ons 'n span, en die oomblik as ons daai gewig probeer optel, dan kan ons altyd meer as 200 kg optel. Hoeveel meer weet ons nie. Nou die wetenskap kan dit nie verklaar nie. Nou dis die krag van sinergie. Nou sinergie is die krag van 'n huis. Satan vrees 'n man en 'n vrou wat saam staan. Want hy weet, hy het nie toegang tot daai huis nie. Maar wanneer 'n man en 'n vrou uitmekaar uit is, nou waaroor stry die meeste mans en vrouens? Oor hulle kinders. So nou word 'n kind gebore, en hulle twee het verskillende sienings oor hoe die kind moet opgevoed word. En die vyand kom, en met 'n glimlag kom hy in daai huis in, want pa en ma verskil. Daar's nie eenheid nie. En hy het toegang tot die kind. En daai rebellie gee vir die kind 'n entitlement. Hoeveel huise, Johan? Ek kan hom vir sê, hoeveel huise word beheer deur die kind se emosionele toestand? Ongelooflik, dis asof kinders amper 'n afgod word. Ja, maar die kind het totale beheer van die emosies in die huis. Ek weet, hoeveel ouers kom by my, wat hulle is so bang om die waarheid te praat van hulle kind voor hulle kind. Want die kind gaan vir hulle kwaad word. Weet nou, na die sessie gaan die kind mos nou in die kar vir hulle uittrap. Ja. Hoekom het pa dit gesê? Hoekom het ma dit gesê? Verstaan? Ja. Jy kan dit nie dink nie. Ek meen, en dis juist waaroor alles gaan. Die waarheid moet uitkom hier, dan word ons vry as gesin. En dis wat gebeur. So, wanneer daar posisie in die huis is, en die posisie bly altyd dieselfde. Pa is eerste, ma is tweede, eersgebore kind derde, volgende kind vierde, die volgende kind, hierdie is baie interessant en is vir julle ook van toepassing, waar julle kinders nou is, Johan. Ja. Navorsing het gewys, 80% van Olimpiese atlete is tweede of derde gebore kinders. Amazing. Hoekom? Hoekom nie eersgebore kinders nie? Want die eersgebore kind word grootgemaak deur ouers wat nog nie 'n kind gehad het nie. So hoe maak jy jou eerste kind groot? Jy wil hom perfek groot maak. Daai vorming. Jy wil hom beheer. Ja. Moenie dit doen nie, moenie dit doen. Dink gou vir 'n oomblik, hoeveel ma's of hoeveel ouers sê moenie oppas, kom terug. Moenie val nie. Nou word hierdie kind gewoond aan pa en ma is happy, is gelukkig wanneer ek veilig is. So ek vat geen kansse nie. Ek vat nie risiko's nie. Want pappa en mamma gaan sê, nee, kom jy terug, verstaan? So nou word hierdie kind gekondisioneer om veilig te speel, die pluggie te wees, perfeksionisties te wees. As julle met hom raas, dan vat hy dit baie persoonlik en julle dink, wow, dis amazing. Hierdie kind geluister, want ons raas met hom en hy vat dit persoonlik. Terwyl nou kom die tweede enetjie, en as jy raas, daai kind gee nie om nie. Ja, raas terug. Ja, en gaan sit nie in die kamer en sulk vir 2 ure, of voel jammer vir die res van die dag nie. Daai kind beweeg baie vinnig aan. Maar dit is waar sukses vandaan kom, is jy kan nie alles persoonlik vat nie. Want ons leef in 'n ewel wêreld. Ek meen, ons leef nie in 'n goeie wêreld nie. Kom ons sê so, eersgebore kind. Die ma speel 'n baie belangrike rol in so 'n kind se lewe, want nou vat sy hom skool toe. Nou wil sy alles by die skool perfek hê vir haar kind se groot word. Nou is daar 'n boelie. En die kind kom en sê, daar's 'n boelie. Nou gaan die ma na die onderwyser sê by die onderwyser, daar's 'n boelie in jou klas. Jy moet hierdie, want my kind is hartseer vir my. Ja. So jou kind word nou die slagoffer. Jy sê, arme, hoeveel ma's het in my kantoor al gekom, Johan? Dan praat hulle van hulle kind, dan sê hulle, ag shame, dit is so hard vir hulle. Nou sê die kind langs haar. Die oomblik as daai ma sê, ag shame, dit is so hard vir hulle, dan verander hierdie kind in 'n slagoffer. Korrek. Ja, dit is moeilik. Ja, dit is baie taak. Ja.
Want my ma kry my jammer. Die tweede kind sal nooit daai ervaring kry nie. Want die tweede kind is taaf. So die ma gaan nooit jammer voel vir hom nie. Want hierdie kind is baie meer uitgaande en vat die bil by die horings en vat kansse en vat nie alles persoonlik nie. Inteendeel, die tweede kind wil die teenoorgestelde wees van die eerste kind. Want dit is die rebelliegees wat ons in ons dra. My seun is eers gebore toe ek 34 jaar oud was, so ek kon baie leer by al die mense waarmee ek gewerk het en ek het besef maar die grootste fout wat ek my eerstegebore kind kan maak is om hom perfek te probeer grootmaak, om vir hom te sê moenie kansse vat nie. So ek gaan nou 'n staaltjie vertel wat gebeur het in ons huis. Ek sê dit nooit vergeet nie. Victor was seker so 5 jaar oud. Het was 'n swembad langs die huis, ons het 'n dubbelverdieping huis en hy swem saam met sy maatjies, hulle speel daar en hy kom staan daar buite. Ek sê vir hom nou, Vic, wanneer spring jy nou daar van die balkon af van die swembad? Hy kyk my sê, pa, wat? Ek sê vir hom, ja, sê dis, ek weet is 2 meter van die huis af. Is impossible dat jy nou gaan misspring. Jy kan mos nie swembad misspring nie. En hy sê nou, wat gaan mamma sê? Ek sê, kom ons gaan gou voor mamma kom. Nou hardloop ek en hy by die trappe op. Hy kan nie glo waar gaan dit nou doen nie. Ek kom daar bo, toe ek daar bo staan, besef ek, okay, ek's nou nie meer 'n kind nie, hierdie swembad nou verder. Maar ek spring toe. Want dit is maklik, verstaan, dit is net hier onder. En hy staan daar en hy wik en weeg en hy wil, maar hy's so bang. En hy wil veilig speel. Verstaan, hy wil die netjiese seun wees van, nee, ons doen nie dit nie, ons doen die regte ding. En ek kan onthou my vrou Tersa kom uit en sy staan so en sy sê, nou Wiek, wanneer spring jy dan nou? Jou pa dan klaar gespring. En hy sê, regtig maar, sy sê, spring, seun. En daar spring hy. Toe hy opkom, dit was letterlik asof daar iets in my seun se brein losgegaan het. Hy sê toe, kan ek weer? Kan ek sê vir hom, kom ons gaan. Yes. En sy sussie, Daniel, is nog toe nog 3 jaar jonger as hy. Toe sy sien hy spring, kom sy saam. Ja. Daar spring sy ook. Want dis wat die tweede kind gaan doen. Maar dink net, sy's 3 jaar jonger as hy. Wat leer sy skielik in daai oomblik? Van, ek kan dit doen. En dis die voorreg van tweede of derde gebore kinders, is hulle vat baie meer kansse. Ja. Want dit wat ou boet of ou sis doen, kan ek ook doen. En ek kan dit beter doen. Ja. So, ons moet baie versigtig wees, of ek sê, wees bewus daarvan, dat jou eerste kind baie maklik in die struik kan val, dat hy te reg, te goed, 'n pluggie moet wees. En sy vryheid is vir altyd weg. Onthou, 'n mens wat 'n perfeksionis probeer wees. Baie mense wat hulle self label as perfeksionist, ek's 'n perfeksionis. Nou, as jy my vra, Jannie, wat is jou definisie van 'n perfeksionis? Dan gaan ek vir jou sê, iemand wat nooit in sy hele lewe kan celebrate nie. Nooit nie. Sure. Want perfek bestaan nie. Dis Die baie woord goed. sê, net God is perfek. Dis baie goed. So 'n perfeksionis is iemand wat sê, ek sal gelukkig wees, wanneer dit perfek is. Sure, dis baie goed. So jy doen Maar jouself, wat nooit kan celebrate nie. jy kan nooit Yes. gelukkig wees. En dis ongelukkig, hoe baie bitter mense lewe. Dink hoeveel ou mense is bitter. Ja. En wat ook Want hulle leef iemand in die anders son- kan celebrate. Ja, hulle En hy was judge, perfek die nie. judgment, daai oordeel. Yes, dis eintlik baie goed. Verstaan dit? Want oordeel kom nou, die oomblik wanneer ek 'n perfeksionis is, kom oordeel word my grootste ding. Ek oordeel oor wat aangaan en ek sien altyd die ongeperfekte gedeelte raak. So, dis 'n pessimis. Dis die definisie van 'n pessimis. So is ek reg as ek sê, hoor ek jy reg, dat beheer steel eintlik vryheid Right, absoluut. van 'n kind. Presies. En as ons eerder beïnvloed as beheer, Demonstreer. dan demonstreer Ja. ons moduleer. Maak foute. Ek wil jou eerlik vra, Johan, hoeveel foute sien jou kinders maak jy? En as hulle jou sien 'n fout maak, ek het eendag met 'n ma, ekskuus dat ek jou so in die rede geval het. Nee, go for it.
Ek het by 'n skool 'n praatjie gegee en na die tyd kom 'n ma na my toe, sy was 'n Springbok atleet, baie bekend in ons land. En sy sê net, Jannie, ek het 'n probleem hier. My dogtertjie wat nou graad 8 is, wil nou nie meer atletiek doen nie, maar sy's briljant. En ek het so in die gesprek, sê ek net vir die vrou, vra ek vir haar, sê ek vir haar, vertel my gou van jou persoonlikheid. Wie's jy? Ek weet wie jy is as mens, maar wat is jou karakter? En haar eerste woorde is, ek's 'n perfeksionis. Ek sê te vir haar, wanneer laas het jy 'n fout gemaak? Sy sê, ek probeer nie foute maak nie. Wat waar is? Ek sê te vir haar, ek daag jou gou uit. Gaan huis toe, want jou dogtertjie is nou bang om te misluk. Dis al. Want sy het 'n prentjie van 'n ma wat perfek is, en die oomblik as sy gaan misluk, is ma teleurgesteld, want ma is perfek. Sê ek vir haar, gaan koop 'n glas by Pick n Spar. Maak hom vol water, hy kos R10, R5, wat ek al. Maak hom vol water, en wanneer jou dogtertjie by die huis kom, stamp hom af. Per ongeluk, laat hy breek. En dan maak jy asof dit niks is. Dan beteken dit, jy maak 'n fout, jy sê, hey, no problem, kom ons maak gou skoon my doggie. Want hoe hanteer 'n perfectionist 'n fout? Ek kan nie glo ek doen dit nie. Yes. Verstaan? So wat sien jou kinders by jou? En ons glo die teenstelling, né? Ons, wel, ek kan nou nie vir almal wat kyk praat nie, maar ek glo dat as ek in hierdie geval nou die glas omstamp en laat breek, Dan was jy stupid. dan wys ek my kind hoe 'n mislukking lyk. Ek modelleer 'n fout. Maar dis eintlik crazy vir my hoe die duiwel dit kan draai. Is ek moet modelleer Hoe hanteer jy? hoe ek die fout hanteer, want ek gaan foute maak. Ek is nie perfek nie. En my kind moet dit weet, want hy is ook nie perfek nie. Sy is ook nie perfek nie. Foute is deel van die lewe. En die fout is nie die mislukking nie. Die verkeerde Optrede. reaksie op die fout is die mislukking as 'n ouer. Haai Jannie, my vrou gaan vir my lag as sy hierdie kyk, want sy probeer dit vir my leer, maar ek verstaan dit nou vir die eerste keer. Jy sien Johan, weet jy wat een van die grootste geskenke wat jy Sjoe. vir jou kind kan gee, né? Vir jou seun, is om vir hom te vertel van al jou mislukkings as kind. Van waarvoor jy bang was. Hy moet lag, hy moet uit sy maag uit lag om te dink, was pappa ook bang vir die donker? Yes, en ek wil hê my kind moet, soos wat jy oor Tarzan voel en oor Tarzan praat, ek wil hê veral my seentjie, ek wil hê hy moet so oor my voel. Ja. So ek voel, los die failures buitekant en goed, ek moet vir hom vertel van al die trofees, al die sesse wat ek geslaan het, al die dreë wat ek gedruk het, al die fights wat ek gewen het. Hy het nie dit nodig nie, hy sien dit klaar in jou. Hy sien jou suksesvolle Eintlik lewe. modelleer ek dan vir hom 'n onbehaalbare. Nou word hy bang om te misluk. En dis die meeste eersgebore kinders se grootste vrees. Hulle is bang hulle stel hulle ouers te leer. Dis al. Want pa en ma is dan so perfek, of julle het hierdie idee, terwyl die tweede gebore kind, hy neem nie deel aan daai magstryd nie. En dis hoekom tweede en derde gebore kinders 80% van hulle word topsterre in die wêreld. En dit is, ek noem dit, dis nie soos jy het nie 'n persoonlikheid gebore nie. Jy leer hom aan. Jy word so gekondisioneer deur jou ouers. En as jy jou kind, nou Victor, net so een oomblik, ek kan onthou, ander keer sit Victor in die bad en of ek sit toe in die bad en Victor kom staan by my en hy maak so grappie, ek kan nie die hele situasie onthou nie, maar ek sê vir hom, spring in. En hy sê, nee pa, ek het nou my klauwe en slaapklere aan en goed. Ek sê vir hom, no problem. As jy nie aanspring, no problem. Die volgende aand sit hy in die bad en ek kom, ek sê, heerlik, ek maak hierdie sulke klere aan en ek het my skoen uitgetrek en ek sê vir hom, heerlikheid Victor, hierdie water lyk so lekker. En hy doen toe wat ek volgens sê. Hy sê, spring in pa. Boep, spring ek in die bad met my klere. Pa! Hy kyk my so en toe besef hy, maar dis dit. Ek gaan nie perfek wees nie. Yes. En hy kon nie wag, Johan, vir die volgende Wat 'n aand. geskenk.
om sy klere aan te trek en vir my te wag dat ek vir hom sê, kom spring dit. Ek dink nou dat jy dit noem, toe ek in jeugbediening was, YouTube was net 'n ding. En ons het klomp video's op YouTube gelaai, dis nou nog daar. En ons wys dit vir ons kinders. Toe ek nou 'n jong jeugpastoor was en goed, daar was een wat die jeugbediening verjaar het. En waar ek met my bril en alles my gesig in die koek druk. En Een van die beste oomblikke. my seun, wanneer ook al daar koek is, hy wil alles perfek. Hy het nou die dag 'n hele meltdown gehad, hy het iets gebou en hy was so disappointed en sy woorde was, dis nie perfek nie. En, maar wanneer daar koek is, Wil hy sy gesig in die koek druk. wil hy sy gesig in die koek druk. Een keer gesien. Een video, waar hy my gesien het, dit doen. En ek is, die Heilige Gees spreek my so aan terwyl ons praat, want ek besef, ek moet hom baie meer oomblikke wys met die versuursuiker oor my gesig. Johan, ek wil vir jou sê, Jesus sê, die seun kan immers niks anders doen behalwe wat hy sy pa sien doen. So, Ek weet hoe duidelik is daai woord nie. Wat sien jou kind by jou? Hoe hanteer jy jou vrou? Maak julle issues, ek gaan eerlik vir jou sê, hoeveel humor is in julle huis? Tussen jou en jou vrou, nie tussen jou en jou kinders nie. so, Verstaan? Jou kinders, wanneer 'n kind gebore word, moet jy hom 100% versorg. Maar soos 'n kind groot word, moet hy 'n rol vervul in die huis. Nou, wanneer 'n kind nie 'n rol het om te vervul nie, word 'n kind die leier van die huis. Dit beteken almal dien die kind. So, elkeen in die familie het 'n rol om te speel. En as jy nie jou rol verstaan nie, dan beteken dit, so, ek is in beheer van die huis. En dis waarom ek sê, die rangorde is pa as eerste. So, as ma kos opskep, en sy vra vir die kind eerste, wat wil jy eet? Dan sit sy hom in die posisie van die pa. In plaas van om vir pappa te sê, hoorie, ek ignoreer my kind, my man, wat wil jy eers hê van hierdie lekker kos? Kan jy sien hoe kan 'n mens 'n rang, jy kan dit 'n huis heeltemal skeef trek, net deur 'n ma wat vir die pa, vir die kind, die eerste opsie gee, waar wil jy sit? Ek meen, kinders kom nou in my kantoor in, dan vra die ouers, waar wil jy sit? Dan sê ek, skus, vra vir jou ma, waar wil sy sit? Dan sê mamma, waar wil mamma sit? En dan sê die ma, waar wil jy nie sit nie? Dan dink ek, julle verstaan dit nie. Verstaan, jy kan nie jou kind daai posisie gee wat hy nie in staat is om te hanteer nie. ja, Jy moet vir hom demonstreer. Jou posisie is daai, dis nie 'n posisie wat selfsugtig is nie. Dis die rangorde van huis. God het 'n rangorde in sy koninkryk ingestel. orde, struktuur, Orde. grense. Verstaan? Daar's nie 'n vraagteken oor, ek meen, God is 'n autokraat. Hy vra nie vir my, Jannie, wat is jou Ja, hy opinie? beveel, hy beveel. Wat wil jy doen nie? Hy sê, tig jou kind as hy Korrek. buitekant, dan red jy sy lewe. En kan ouers onbewustelik bydra tot hulle kinders se uitbranding as gevolg van dit? Bedoelend, dis dalk nie die hokkie en die tennis en die cricket en die wiskunde later by die huis nie. Kan die druk wat 'n ouer op die kind plaas bydra tot dis eintlik 'n epidemie van uitbranding onder kinders. Jy is 100% reg. Kan dit wees dat die ouers minder vinger moet wys na die skool en die juffrou en die afrigter en die goed? Is dit dalk ook die ouer wat verantwoordelikheid moet vat? Johan, is daar enige skoolsisteem wat regverdig is? Ek kan nie dink nie. Bestaan nie. Is daar enige onderwyser wat perfek is? Nee. Die sisteem behoort aan Satan. Nou, mense kan nou groot oog vir my kyk en ek het ook groot oog na mense gekyk wat soos gesê het.
Maar in die Bybel staan dit so geskryf. Gaan lees 1 Johannes 5 vers 19. Dis daar agter in die Bybel 'n klein boekie. Daar staan, ek gaan die Engelse een herhaal. Daar staan, we know that we are all children of God, but the whole world is under the control of the evil one. So wie is in beheer van elke sisteem op aarde? En nou gaan mense, en ek praat met baie respek hier, want wie is in beheer van die skoolsisteem? As mens kyk na die holistiese prentjie van alles. Is dit God of is dit Satan? As dit God was, sou die sisteem soveel uitbrand kinders produseer. Absoluut nie. Dis nie eers een nie. Hy sou nie een geproduseer het nie, as God in beheer was van daai sisteem. Laat my dink, Paulus skryf en hy sê dat geen persoon in 'n gesagsposisie is in daai posisie sonder dat God weet nie. Absoluut. Julius Malema, die EFF leier. Is hy 'n goeie leier of 'n slegte leier? Ek dink hy's 'n baie goeie leier. Want hy kry mense om hom te volg. Gebruik hy dit tot eer van die Here of tot eer van die bose? Dit is voor die hand liggend. En dit laat my baie dink, die sisteem is word beheer oor mense wat nie godvreesend is nie. Het kan wees. Jy sien, kom ons Dit kan wees, maar dit is nie. Kom ons gaan gou na kerk toe, want kerk is 'n brandpunt van mense. Jy weet, ek het groot geword in 'n kerk, Johan. My grootword in kerk was aaklig. Ek het niks van kerk gehou nie. Ek was bang vir die Here. Jy het daar almal gesit, doodstil. Niemand het jy sit nie op iemand anders se plek nie, jy stop nie op iemand anders se kar plek nie, want dan se almal bitter, kwaad. Maar niemand praat nie. Nou dink vir 'n oomblik, hoe is ons groot gemaak as kinders? Toe ek groot gemaak is, was daar gesê vrees die Here en moenie sonde doen nie. Nou as jy vir 'n kind vandag sê vrees die Here, daai kind vrees beteken nie hê 'n liefde vir die Here nie. Vrees beteken wees bang vir die Here. Korrek, ja. Dis nie 'n agting. So meeste Christene, tradisionele Christene, is groot gemaak om bang te wees vir God en om skuldig te staan, want nou sê ons moenie sonde doen nie. Maar die woord sê ons almal doen sonde, so ons is klaar skuldig. Ek weet ons het in ons kerk opgestaan en 'n belydenis van sonde gedoen. Nie van spesifieke sondes, is maar net hier staan 'n 5-jarige seentjie op, hy moet nou 'n belydenis van sonde doen. Hy weet nie eers wat se sonde hy gedoen het nie, want hy leef net. Maar nou moet ek sê ek word groot gemaak bang en skuldig. Nou, as iemand bang en skuldig is en Satan kom oor sy pad en hy's bang en skuldig, het Satan krag oor hierdie of nie? Ja, verseker. Satan kan vir hom van enige leuen oortuig. Ek meen, ek kan vir jou vir enigiets sê, jy's klaar bang en skuldig. So om jou in my mag te kry is maar sê nou man, ek leer vir my kinders, julle wees lief vir die Here. Spring op sy skoot. Gee hom 'n drukkie. Want hy's lief vir jou, hy ken jou op jou naam. En in plaas van om te sê moenie sonde doen, hy sê kom ons vat kansse. Kom ons gaan uit. Kom ons leef voluit, sodat die Here is amper soos ek vir mense sê net jy gee vir jou kind 'n persent. Jy weet jou kind wil al lankal hierdie persent gehad het. En ek wou 'n chopper gehad het as seentjie. 'n Chopper is hierdie fiets met die klein voorwielietjie en 'n groot agterwiel. Totaal onpraktiese fiets, maar dit was my hero fiets. En ek wou hierdie chopper gehad het. Uiteindelik, ek kan nie onthou hoe oud was ek nie, koop my pa vir my verjaarsdag hierdie fiets. Nou my pa het geweet dis nie 'n praktiese fiets nie, want my pa was baie prakties. Maar hy het toe vir my die persent gegee, want ek wou hom gehad het. En dit was my droom, ek het altyd gesê. En toe ek daai persent kry daai verjaardagoggend, ek kon nie ophou lag nie, ek kon nie ophou ry nie. Ek het nou dis wat 'n pa van sy kind verwag wanneer hy vir hom 'n geskenk gee. Nou sê nou maar die Here gee vir ons die geskenk van 'n dag. En ek vat hom nie. Ek maak hom nie oop nie. Ek leef hom nie. Ek meen ons het vandag persent gekry. Hoe leef ons vandag? Leef ons vandag, Here, ek het hierdie geskenk, maar ek wil hom net nie opmors nie. Ek wil hom net nie 'n krappie gee nie. Ek wil hom veilig speel.
Nee, geniet die En ding. die Here sê, Ja. ek kan vir jou nog so dag gee, ek kan vir jou nog so dag gee, maar geniet hierdie ding. En dis is ons baie groot gemaak word. Ons word groot gemaak om nie te leef nie, want ons staan skuldig. So ek verdien nie God se liefde nie. Ek verdien nie God se guns nie. Ek mag nie in 'n lekker kar ry nie, want dan is jy nou ryk. Of ek mag nie gaan uit eet nie. Okay, uit eet is vir my ook bietjie ek maak lekkerder kos as wat ek in die restaurant kan kry. Glo my, ek is lief vir braai. Maar elkeen het sy dinge, maar geniet ons vandag. Leer ons kinders om voluit te leef. Ons leer ons kinders om beperk te leef, vreesagtig te leef, nie foute te maak nie. En die mate waarin ons hulle optrede wil beheer, steel daai vryheid Dis presies wat jy sê. van hulle. Om nie foute te maak nie, is onmoontlik. So as jy nie 'n fout gaan maak nie, dan beteken dit jy doen niks, jy lewe nie. En dis wat die lekkere van tweede en derde gebore kind is hulle leef baie, hulle het 'n baie voller lewe as eersgebore kinders. Jy kan maar gaan kyk na gesinne bietjie ouer. Die oudste kind is gewoonlik die bitterkind. Die bitterkind wat sê, ek doen alles reg, ek versorg vir pa en ma, ek luister as pa en ma praat, julle gee nie om nie. Maar dit word 'n label wat jy vir die res van jou lewe dra tot in jou graf. En ek sien baie keer die ouer kind verwyd die jonger kind. Dis reg. En dit bring divisie Ja. staan in 'n huis. En die duivel love it. Satan love it as mense teen mekaar gaan. Maar nou hoe bou jy 'n span? Hoe bou jy sinergie in 'n huis? Dis Johan, ek wil nou vir jou sê, die Here was ons so genadig. Kyk, ek gaan nou nie al die strooi vertel wat ek aan my lewe aangevang het, maar ek was ons ouer huis waar ek groot geword het. Wat hierdie fenominale huis was met hierdie incredible pa, was uitmekaar geruk. My pa het in 'n verhouding ingegaan of het 'n verhouding gehad met ek wil nie eers oor al die goed praat nie, maar my pa en my ma is geskei. Toe ek jonk was, 11 jaar oud. So ons huis het in totale divisie ingegaan. My ma se manier om met hierdie embarrassment te deel was drank en dit was haar wegkruipplek want sy het haar man verloor. En mense kan haar baie maklik oordeel, maar ek dink nie enige iemand wat lief is vir iemand verstaan hoe dit is om jou maat te verloor vir iemand anders in daai opsig en jy moet voortgaan met jou lewe nie. So daai goed het so geweldige effek op ons grootword gehad. En dis waar Satan in ons lewe ingekom het. So Satan het in my lewe ingekom. Ek was totaal en al van die pad af. Ek was verslaaf aan pornografie. Ek het gedrink. Ek was roekeloos. Ek het 'n roekelose lewe gelewe. En 30 jaar gelede was my lewe radikaal beïnvloed deur 'n spreker. 'n Man wat kom praat het in die Dome in Johannesburg en vriende het ons genooi om te gaan luister. En in 'n naweek het ek besef ek nog nooit my hart vir die Here gegee. Ek ken nie die Here nie, ek weet nie wie die Here is nie. Ek is 30 jaar oud. Ek is op pad om te skei. Ek verneek my vrou. Ek het nie 'n werk nie. Dis waar ek 30 jaar terug was en toe het iemand in my lewe ingespreek en ek het besef maar God gaan niks verander in my lewe nie. Hy gee vir my die krag deur my geloof in hom om alles self te hanteer. En toe het ek en my vrou op 'n journey gegaan waar ons onsself moes vind wat gebeur het. En ek is nou nog getroud met dieselfde vrou, is nou 32 jaar later en ons huwelik is onbeskryflik amazing. Dis die lekkerste plek in my lewe. En ons het 2 kinders gekry eers 'n paar jaar later nadat ons strooi uitgesorteer het. En ons het daai 2 kinders van ons grootgemaak met pret. Pret en humor. Ek was net by die vraag, hoeveel humor het julle in julle huis? Realiteit slat 'n mens se wind uit. Realiteit maak dat jy eintlik verbluf staan oor die wêreld. My seun word beloof hy gaan in die span gekies word. Hy kom by die huis, pappa, ek's nie gekies vir die span nie. Wind word uitgeslaan. Nou is ons realisties. Nou begin ons in die huis praat van hoe onregverdig die stelsel is en so aan. So Satan lag en hy sê, gaan, julle hou aan praat. Ja. Hierdie is presies, ek slat julle wind uit. Nou wat sê die woord oor 'n gebroke gees? As jou wind uitgeslaan word, word jou gees gebreek.
Nou, in Spreuke 17 vers 22 is die beste voorskrif vir 'n gesonde lewe. So as enige iemand wat luister na hierdie podcast, as jy wil gesond word, gesond wees soos in vreugde hê, gaan lees Spreuke 17 vers 22 en gaan vir jou sê, daar staan, a happy heart is good medicine. A cheerful mind works healing. But a broken spirit dries up the bones. So wanneer jou gees gebreek word jy fisies siek. So waar kom die meeste fisiese siektes vandaan vandag? Van 'n gebroke gees af. Dit beteken ek is bitter, ek is kwaad, ek is teleurgesteld en nou begin ek praat oor die onregverdigheid van die stelsel en ouers wat praat oor hulle kinders se onregverdige hantering. Nou ek meen ek het nou met 'n ma daar in my kantoor gesit in die week wat sy kom en sy sê maar 2 van my kinders word nou onregverdig hanteer en ek het nou na die skool toe gegaan en ek het vir die onderwyser gesê en ek het gesê as jy een keer met die onderwysers op die skool gaan praat, dan kan jy maar net sowel jou kind na 'n ander skool toe vat. Want jou kind sal nooit weer 'n oop deur hê in daai skool, want jou kind word die slagoffer. En jy kan nie jou kind beskerm teen die onregverdigheid van hierdie wêreld nie. Nee. Jy moet jou kind leer om die onregverdigheid van die wêreld met 'n glimlag te hanteer. Ja. En dis waar humor vandaan kom. Hoeveel maak jy en jou vrou? Ek meen, ekskuus dat ek nou so Afrikaans praat, man. Ek vry my vrou, sommer net vir die grap, voor my kinders. Weet ek, maak asof ek haar nou sien, ek sê, wat dash, kom hier. En my kinders kraai soos hulle lag. Want pappa het vir mamma lief. En hulle het van. Ja. Hoeveel kinders sien dit by ouers? Hoeveel kinders sien by hulle ouers, niks is 'n probleem nie. Ja, ek was self skuldig. Jy weet, ek het issue gemaak van elke ding, so as jy nou die ding daar afgooi en sê ek, hoe kan jy dit doen? Tot ek besef het, maar wat is die herinnering wat my kinders van my gaan hê eendag? Ja, wat modelleer jy? Ja. Wat wys jy? As ek so na jou luister, dan besef ek, perfekte kinders bestaan nie. Ons moet daai druk van hulle afhaal. Dis ons as ouers se werk. Maar ons moet dit vir hulle wys. Want perfekte ouers bestaan nie. Amen. Ons moet dit vir hulle wys. Wat ons in ons huis gesien het, is dat teenwoordige ouers verander alles. My vrou sê met baie wysheid dat kinders onthou die atmosfeer van die huis, baie meer as die woorde. Amen. En die reprimand en dit wat jy leer vir mense. Ek weet nie wie dit is wat dit sê nie, maar baie wyse woorde is you teach what you know, but you reproduce who you are. Amen. En ek het so baie geleer by jou in hierdie tyd wat ons nou praat. Praktiese maniere om 'n kind se hart te wen. Praat met die ouers. Hoe belangrik is speel? Hoe belangrik is teenwoordig wees, emosioneel beskikbaar wees. Ons het nou gehoor om jou foute te erken en as ek dink sommer ek gaan vandag by die huis 'n glas omstamp. Johan, dis pret. Ja. Want nou weet jy wat jy gaan doen. Jy weet jy gaan dit doen en jy weet jy gaan van maak en jou seun gaan sê, is dit nie 'n probleem nie, pa? En jy het geen idee wat die effek van dit op die res van sy lewe kan wees. En terwyl jy hier sit, is jy eintlik opgewonde om so iets simpel te kan doen. Ja. Why not? Al baie druk van my af. Ja. Hoe ek optree in die failure is baie meer werd en leer hom baie meer. Ek dink die failure leer hom dis hoe ons Pieterses is. Ons is losers. Dis 'n leuen van die duiwel. Glad nie. Hoe ons opstaan, hoe ons oorwin. Dit maak 'n held. Dit spreek van die karakter van Christus in ons. Ja, baie mooi. Maar praktiese maniere om 'n kind se hart te wen. Hoe belangrik is speel, luister, lag,
oogkontak teenwoordig wees. Hoe prakties in 'n huis wen 'n ouer 'n kind se hart? Hierdie is seker een van die lekkerste en maklikste maniere om jou kind se admirasie te kry. Dink gou, jy gaan tel jou kind op by die skool vandag. Wat is die roetine wat die meeste ouers doen? Klim die kind in die kar. Hoe was jou dag? Alright. Wat het gebeur? Niks. Nou raak jy geïrriteerd want jou kind brei nie uit nie. En meeste van die ouers word nou so, dan vra ek jou maar niks nie, want jy het nie respek vir my nie, antwoord my nie. So nou sit stilstyp en die kind sit op die foon op pad huis toe, en dis die verhouding. Imagine jy kom en jy laai jou kind op vanmiddag, en jy sê, sis, sal jy gou vir pappa 'n vraag vra? Want jy praat nou grappe naby. Sis, sal jy gou vir pappa 'n vraag vra? Jou kind gaan respond. Ja, pa, natuurlik. Vra vir pappa, hoe was my dag? Pa, hoe was pappa se dag? Jesus my skat, so dankie dat jy my vra, want ek wil so graag met jou dit deel. Ek het vanoggend opgestaan en ek gewonder, wat gaan gebeur? Want ek het hierdie afspraak gehad en pappa was eintlik so bekommerd geweest oor hierdie afspraak. Want dit gaan 'n groot deur oopmaak, maar ek het so lekker gebid voor dit. En toe ek in daai afspraak was, toe die Heilige Gees so met pappa gepraat, en dit was heerlik. En ek kon nie wag vanmiddag om vir julle te kom oplaai by die skool, om vir julle te sê, pappa het 'n nuwe platform gekry, daar's 'n oop deur, die Here seën ons. Nou, ek meen, as jy nou so met jou kind praat, Johan, dan gaan jou kind aan jou lippe hang. Ja. Want die fokus is op jou, nie op jou kind nie. En jy wys vir jou kind hoe om te praat oor jou dag. Daar's die antwoord. Kinders weet nie om te praat nie, want hulle het jou nog nooit hoor praat Ja. oor hoe jy sal praat nie. So. So hoe maklik is dit nou? Ek meen, imagine jy gaan tel jou kind vanmiddag op by die skool. Jy sê net vir hom, vra vir mamma 'n vraag asseblief. En jy maak 'n grappie. En as die kind sê nee, dan sê jy, ag asseblief. Jy weet speel. Ek meen speel in die huis. Baie keer as 'n kind, wanneer 'n kind iets doen wat buite orde is, in plaas van om met hom te raas, mimik hom onmiddellik. Mimik onmiddellik, so 'n kind wat 'n tantrum gooi in die huis, nê? Dink vir 'n oomblik. Hier gaan 'n kind en hy gooi 'n tantrum. En die volgende oomblik slaat die ma op die grond neer en sy gooi daai tantrum dubbel so erg soos hy. Daai kind gaan sy gaan so staan en sê, "Wat maak maar nou?" Dan sê hy, "Ek maak wat jy doen." Want daar's 'n reël. Maar sonder om skaamte te bring, want baie keer kan 'n mens dit half passive aggressive doen. Ja, nee, jy moet glad nie kwaad wees. Ja. Jy Nee, moet dit humoristies doen, joyful. Dis Ek ek dink dis 'n joyful, belangrike ja. sleutel. Want baie keer is mens spiteful en nie joyful nie. Nee, jy moet 'n grap maak. Ja. Want daar's 'n reël in 'n huis, man, en hierdie reël is so eenvoudig. Die reël sê, as almal doen wat jy nou doen, sal dit werk. En as die antwoord nee is, Genade. Sê dit net gou weer want niemand moet dit mis nie. Dis baie belangrik. as almal doen wat jy nou op hierdie oomblik doen. Dit beteken, sê nou jy praat met my en ek sit met my boek. Jy praat met my, maar ek maak nou so. Nou vra ek vir jou. Nou baie kinders weet nie dat hulle dit doen nie. Baie kinders se manier van veilig wees is om nie betrokke te raak in die gesprek nie. So hy het altyd hierdie dingetjie so, ek sit nou so, maar nou ek weet hoeveel kinders in my kantoor, Johan, sal kom dan sal hulle so sit met hulle hande. Want hulle is nou skaam, bang. Nou na 'n rukkie, nou sit die kind, na 'n rukkie dan sê ek, kan oom Janie gou vir jou ietsie vra? Ja. Sê, hoe sal jy voel as ek so sit en ek praat so met jou? Sal dit vir jou lekker voel? Nou praat ek sagter, dat hy nie kan hoor nie, en so aan. Nou kyk die kind en sê, nee, dit sal nie werk nie. Sê ek, maar jy sit so. Dadelik gaan die hande af. Dan sê ek,
Dit het 'n gewoonte geword. So ek slaat nie kwaad vir jou nie, maar dis jou manier om jouself te beskerm. Maar kan jy verstaan dat dit nie kan werk nie? Want as oom Jannie so met jou gaan praat, dan gaan ons nie vandag 'n geselskap nie. So kan ons respek hê vir mekaar en net ons hande laat sak. As almal in die huis doen wat jy nou doen, sal dit werk. Jou skottelgoed Baie goeie neersit. vraag. Verstaan? As almal die skottelgoed hier neersit, sal dit Baie werk. goed. As almal die En handdoek dit- daar Dit los. geld vir die ouers ook. Presies. As jy op jou foon sit terwyl die kind vir jou iets vra en jy kyk na die foon, as almal doen wat jy doen, sal dit werk. Johan, nou slaan jy die spyker op die kop. Hoeveel ouers hanteer hulle kinders met disrespek? Dis wat gemoduleer word. Want die foon het die grootste Mag. oorlog begin veroorsaak van disrespek in 'n Ja. huis. Mm. En as jy in jou huis, onthou in ons huis, alles gaan oor gewoontes. Jy het net gevra, Jannie, wat se goed kan ons doen? Ek wil eintlik vir jou vra, watter gewoontes het julle in julle huis? Ja, Wat word elke dag gedoen? dis mooi. Want daai is die herinnering wat jou kind gaan saamvat as hy eendag paar maal sê, ons het dit altyd gedoen. Ja, Nou as ek nou vir jou een ding kan sê, hierdie is seker die heel belangrikste ding van alle huisgesinne, is hoe begin julle julle dag? Soos wat julle julle dag begin, so gaan die dag wees. Daar's 'n gesegde wat sê, suksesvolle mense begin hulle dag met tyd. Ander mense begin hulle dag met take. So wat is die verskil? Tyd is niks doen nie. Tyd is sit. Nie met 'n foon nie. Tyd is sit en connect met mekaar. Tyd is 'n gesprek oor God om saam te bid. Nou Matteus 6:33 sê, waaroor bekommer julle oor wat julle eet of drink of aantrek? ja, korrek. Waaroor bekommer jy oor hierdie dag? Soek eers God se koninkryk, dan sal al daai goed in plek val. Nou baie mense hou huisgodsdiens vanaand. Geen probleem, ek verstaan daar's ritmes, daar's sekere goed in 'n huis, maar ek wil vir jou sê, die stelsel van die wêreld wil so verhoed dat julle dag saam begin, want as julle dag nie saam begin nie, is daar nie sinergie in die huis nie. Julle is almal uitmekaar en Satan het toegang tot julle. Maar as jy jou dag saam begin en ons stem saam Korrek. oor wat in hierdie dag gaan gebeur. Nou, ek wil sê, as daar een ding is in ons huis wat ons verskriklik wonderlik reg gedoen het, is ons het geen onderhandelbare rotine gehad in die oggend. Nie omdat my kinders moet nie. Ek het nie vir my kinders gesê ons moet vroeg begin. Ek het vir hulle gesê, ek het na Victor toe gegaan, want toe het ons hierdie ding begin besef, toe ek met die kinders 'n gesprek, dan sal ek sê, Victor, kan pappa gou met jou praat? En Daniel, kan pappa gou met julle twee praat? Ja, pa, dankie, baie dankie. Wat se huis sal julle graag wil hê? 'n Huis waar elkeen van ons op ons eie is, waar ons te mekaar, waar julle twee beklei ensovoorts, waar ons almal besig is met die wêreld, of sal julle 'n huis wil hê waar ons as gesin so lief is vir mekaar en 'n span saam word en in eenheid saam staan, want die wêreld gaan ons elke dag aanvat, maar ons staan saam as 'n span. Watter huis sal jy wil hê, Wiek? En hy sê die tweede een, pa. Watter een sal jy wil hê, Daniel? Nou julle hoor, En jy hier vra hoe nie ons vir dit 'n gaan groep doen. nie, jy vra vir 'n individu. Jy maak nooit 'n ooreenkoms met 'n klomp kinders nie. Elke kind moet op sy eie aangespreek word. So elke kind moet antwoord. So albei gaan antwoord, dan sê jy vir hulle, hoe dink julle gaan ons dit regkry? Nee pa, ons weet nie. Weet julle wat, iemand het my geleer, en dit staan in God se woord, begin jou dag saam met God. Kan ons dag, dink julle as ons dag saam begin, en ons bid saam, en ons is saam as span, dat ons die dag beter gaan beheer? Victor sê, ja natuurlik pa. Ja pa, sê, kan ons vroeg opstaan? Kan ons so 'n bietjie vroeër opstaan as nou, dat ons daai tyd het? Weet wat sê jy? Onthou nou, die oomblik as daar 'n groep is, dan is dit baie maklik om nie te sê nie. Maar die oomblik as ek jou as individu vra, dan gaan jy my antwoord. En Victor gaan sê, ja pa. Dan sê ek, dankie seun, kan ons 5:30 by mekaar kom? Dink jy dit sal werk?
Ja, pa. Daniel? Ja, pa, natuurlik. Wil julle hê pappa moet julle wakker maak of gaan julle op julle eie kom? Pa, sal pa ons wakker maak asseblief tot ons gewoond. Natuurlik. Maar ek wil net 'n voorwaarde sê dat as ek jou wakker maak en jou gesig is dik, dan moet jy glad nie kom nie. So ek's nie kwaad as ek dit sê nie. Ek sê net as jy kwaad is as jy daar kom, dan gaan dit nie werk nie. So dan moet jy nie kom nie. Jy weet om 'n kind in te Dit sit sluit. weer die verantwoordelikheid op jou om ook die dik gesig op te staan nie. Yes. Jy wys vir hulle hoe staan mense op in die huis. Ek gaan nou eerlik vir jou sê, Johan, dit het 'n paar keer gebeur wat ons by mekaar kom in die oggend, want ek en my vrou 'n bietjie 'n stywe lippie oomblik gehad. Dan sal ek vir my kinders sê, julle, pappa vra om verskoning. Nou, ek en mamma is nie op 'n goeie plek nie. So ons gaan nie vanoggend nou saam hier kan kuier nie, want daar's nie saamstem nie. Ek en mamma gaan eers ons ding uitsorteer. So sorry daarvoor. Mooi. Dan die kinders gaan hulle kamer toe, en staan hulle hare net so oorent, want hier's nou maar nou, verstaan, ons is Ek reël sal in ons huis. luister, ek sal hoor wat gaan aan. Maar ons is reël in ons huis. So dis nie altyd net maanskyn en roos en daar's baie oomblikke. Baie keer dat ek vir Victor gesê het, Vic, skus of Daniel, sorry my skattebol. Wat nou hier gebeur, dit maak dit nie vir ons aangenaam nie. Sal jy asseblief. Maar spanwerk tussen my en mamma is baie belangrik vir die sukses van die huis. Dis wat jy hulle leer. Ek en ma se ooreenkomste jy weet en as ek nou vat waar ek en my vrou vandag is en hoe incredible span ons is, hoeveel van ons het, want ons is so verskillend. Ek meen ek en my vrou verskil wêreldwyd van mekaar. Maar juist dit maak ons so sterk span, want ons sien dinge van ander hoeke af. En ek moes by daai punt verbykom waar ek my standpunt afforceer en waar ek sê, maar jy's why not? Ek like jou manier. Dis ook net so daais en dit kan net so goed werk. Ja. So as jy jou dag saam begin en daar's 'n formule en ek gaan die formule vir julle sê, dis 'n formule wat werk, wat baie goed werk met baie gesinne waarmee ek werk, doen hulle dit en dit werk fantasties. So elkeen kry 'n beurt om die koffie of tee te maak vir die oggend. So as ons nou môreoggend sê, dan weet ons is mamma se beurt of pappa se beurt of boetie se by die tee. So ek vra die aand voor die tyd, wat wil pappa hê, koffie of tee of wat ook al. Daai kind wat die verantwoordelikheid het, staan bietjie vroeër op en dit is baie opwindend want hy het 'n rol om te speel en dis so lekker om ander te bedien. So nou kom die kind, dis nou wanneer die kind gereed is daarvoor. Wanneer die kind nou dit nog nie kan doen nie, obviously ek gaan help ma vir die kind, maar die kind doen nog steeds die rol, maar die ma gaan help die kind met die rol. Korrek. En dit gee die kind die verantwoordelikheid van die rol, maar mamma is my Vanoggend sussie se beurt, maar ons gaan jou help. Dis korrek. Jy kan nog nie met die ketel werk nie. Ja, dis so. So nou kom die kind en die kind voel baie trots daarop en dan die reël is in die huis, pappa is altyd eerste. So ek moet die verantwoordelikheid vat. Nou as daar nie 'n pa in die huis is nie, dan vat die ma obviously die rol. So dan sal ek begin deur te sê, is daar een van julle wat vir my wil vra? Nou hulle weet nou wat is die vraag. Pappa, wat is die beste ding wat gister met pappa gebeur het? Elke dag. So wanneer jy praat oor die beste ding wat gister gebeur het, kom jy dadelik in 'n positiewe frame of mind. Ja. So nou deel ek. En my kinders leer wat is vir my waardevol, want ek deel wat gister gebeur het, wat great was. Ja. Dan sê Victor, mamma, wat was die beste ding wat met mamma gebeur het gister? En dan praat mamma en sy sê dit, en dan sê ek, Vic, wat is die beste ding wat met jou gebeur het gister? Dan love hy om daaroor te praat, want nou, hulle is derde en vierde in die beurt. So, nou praat ons oor wat goed gebeur het. En op 'n stadium, daar's seisoene. So uiteindelik kan kinders self Bybelstudie doen. Ons doen nie saam Bybelstudie. Ek en my vrou doen apart Bybelstudie. Want elkeen van ons het ons eie intimiteit met God. Maar ons sal altyd kom en sal ek sê, wat ek ver oggend gelees het is. So as ons nou klaar gedeel het wat 'n goeie ding, dan sal ek sê, wat pappa ver oggend gelees het was in Spreuke 4 waar die Here sê, soek wysheid met alles wat jy het. Want as jy wysheid het, sal hy jou pad gelyk maak en hy sal jou voetstap rig. Ja, dit was so lekker vir pappa om dit te lees. So my kinders hoor hoe praat ek oor die woord. Dan sal mamma sê, dis altyd ek, dan my vrou, dan Victor, dan Daniel. Daai rangorde verander nie. Dis nie daar is nou, wie's nou eerste vandag nie. Daai rangorde bly. En dan, as Daniel klaar gedeel het,
dan sal ek begin, dan sal ek dadelik begin bid. So ek vra nie, kan ek bid nie, dan sal ek bid. En hierdie is baie belangrik, Johan. Wanneer 'n mens bid en jou kinders hoor dit, ek wil net hê julle moet voel die intensiteit verskil. Ja. Meen jy? Sê nou ek bid en ek sê, nou sit ons sit en ons kyk uit buitekant, ons so 'n groot venster wat ons oopmaak, so ons sit in die winter onder 'n kombers, binne in die natuur, so is ijskoud, maar dis nou ons spesiale plek in ons huis wat ons het, maar wanneer ons kyk nie vir mekaar nie, so my seun sit tussen my bene, en ek hou hom so vas, my dogter sit tussen my vrou se bene, sy hou so vas, ons 2 sulke lang stoele wat so staan, so dis nou maar net 'n plek wat ons gecreate het, maar wanneer ons daai gesprek het, kyk ons nie vir mekaar nie. Ons actually kyk uit hoe die son opkom, of ons kyk uit na die natuur. Dit is stunning. Maar nou kan ons met mekaar praat en connect sonder om fisiese oogkontak te maak in daai oomblik. Dit maak net 'n bietjie vryer. So nou, die oomblik as Daniel klaar gepraat het, dan sal ek so sit. Ek wil hê julle moet gou voel die verskil tussen hierdie gebed. Sê nou ek bid so. Here, ek sukkel om so te bid, maar ek gaan nou so bid. Here, ons vra U om ons vooruit te gaan vandag. Seën asseblief vandag ons werk. Seën asseblief die mense wie se pad ons kruis. Here, gee asseblief dat deure oopgaan wat ons nuwe besigheid kan kry en dat ons besigheid kan groei. Here, ons vra U beskerm ons op die pad wanneer ons ry. Dit klink nice. Vergelyk dit gou met hierdie een. Here, dankie dat U vandag klaar geseën het. Dat elke plek waar ons gaan stap, klaar voorberei is deur die Heilige Gees. Dankie Here dat deure oopgaan na geleenthede wat ons nie eers gesien het bestaan nie. Dankie Here dat U ons beskerm, dat U engele opdrag gee om ons te wees wanneer ons op die pad gaan ry en dat ons veilig by die bestemming gaan aan. Dankie Here dat ons op die skoot kan sit vanoggend en die arms om ons kan voel. Dis so awesome. U is 'n awesome God. Wat is die verskil tussen hierdie 2 gebede? Wanneer 'n mens vra, het jy nie. Jesus Christus het gekom en hy het klaar betaal. Wanneer 'n kind hoor, 'n ouer vra, bly die kind arm. Wanneer 'n kind hoor, 'n ouer sê dankie, het die kind dankbaarheid. Leef ons in wat ons klaar ontvang het. Amen. Yes. Janie, as daar vandag 'n ma of 'n pa luister, wat voel, soos wat hulle kyk, soos wat hulle luister, besef hulle dalk, ek dink ek het reeds my kind se hart verloor. Wat sal jy vir hulle sê? As ek teruggaan na ons gesprek vroeër, wanneer weet jy het jou kind se hart verloor, is wanneer daar disrespek in die huis is. Dit beteken, en respek in my opinie, Johan, is respek is respons. Beteken as ek met jou praat, respond jy. As ek in die vertrek inkom, erken jy my. Ja. Jy gee erkenning vir my teenwoordigheid. Ja. Interessant, my kinders is nou altyd getroud met Amerikaners. En die Amerikaanse kultuur het, nie almal nie, maar is 'n baie disrespekvolle kultuur. Want wanneer jy by 'n vertrek inkom, nobody cares, niemand gee om nie. Kyk nie op nie, ek staan verstom, ek kan nie so lewe nie. As iemand inkom, dan groet ek sê, môre pappa of iets van die aard. Ek sit nie op my foon en gaan aan nie. So, dis 'n kultuur is 'n gewoonte van doen. So elke huis kan sy eie kultuur skep. So as jy in jou huis 'n kultuur skep van respek, nou as jy nou jou kind se hart verloor het, jy weet jou kind het geen respek vir jou nie. En jy het net 'n posisie in die huis, dan wil ek nou vir jou sê, oefen respek en die maklikste is, voordat jy met jou kind praat, vra hom toestemming om te praat. En as jou kind nie respond nie, moenie die deur oop forceer nie. So sê nou maar jy is my seun en ek sê vir jou, Johan, kan pappa gou met jou praat? En jy kyk op jou rekenaar. En jy ignoreer my. Dan sê ek sê, no problem. Wanneer jy gereed is, laat my weet. Dan loop ek. En dan is daar
'n skeiedsmuur. Dan is daar geen serving nie. Dan verloor jy die voorreg om deel te wees van my span. Want jy het nie respek, want ek het jou die deur oopgemaak. Jy wou nie inkom nie. So ek maak nie meer vir jou kos nie. Ek gooi jou, as jou wasgoed op die grond lê, dan vat ek dit en ek gooi dit in jou kamer. So ek maak dit vir jou verskriklik onaangenaam in my huis. Want jy het nie respek vir my nie. Nou die groot gevaar is, dat jy weet, elke huis is anders, maar wanneer 'n kind agterkom, dat hy 'n rol het om te speel, en wanneer hy agterkom wat dit is, as pa nie meer, of ma nie meer, net dien, want die meeste ouers, hoe maak nie saak hoe disrespekvol daai kind is, nie serve daai kind met alles. Ek gee vir hom kos, ek maak sy klere reg, ek maak sy kamer reg, so die kind kan maar aangaan. Dis die fout. Wanneer jy nie respek vir my kan toon nie, dan gaan die deur toe. Die deur van die span. Ek het van saam met my vrou, ek het van saam met my ander kind en so aan. Maar as jy wil deel word hiervan, moet jy inkom hier. En dit is 'n hartseer plek om te wees, as jy weet jy het nie respek van jou kind nie, maar baie mense trek al reeds daar. Ja. En die kind kry meer disrespek vir jou, hoe meer jy aanhou om hom te dien, sonder om 'n verhouding te hê. Dis waar entitlement. Ja, dis reg. 'n Kind is entitled, en hy kan maak wat hy wil in 'n huis, en ek wil nou vir sê, no go, daar bestaan nie so iets nie. Die oomblik as jy daai deur toemaak, dan is daar net een manier hoe jy weer inkom, as jy maak homself oop. Ek gaan hom nie oopskop nie. So met ander woorde, wanneer die hart verlore is van 'n kind, is dit eintlik tyd vir sterk grense. Yes, baie waar. Is tyd om sterk grense neer te sit. En ek dink 'n praktiese manier, ek's mal oor die vraag wat jy vra, is almal doen wat jy nou doen. Yes, kan dit werk? Gaan ons as 'n span kan funksioneer? Gaan dit werk in hierdie huis? Antwoord my. Nee, dit gaan nie werk nie. Of hulle is dalk spiteful en sê, ja, dit gaan werk. Sê, okay. So, kom ek skets vir jou 'n prentjie. Dis hoe dit dan gaan lyk. Dis dan wys jy hoe moet lyk dit. Ja, Dan maak jy dit deur toe. Is dit hoe jy wil hê ons moet vervreemd, kwaad. Niemand wil dit regtig hê nie. Nee. Dit laat my so dink, Janie, dit laat my dink ons het 'n baie groot verantwoordelikheid om die karakter van Christus te kweek in ons eie lewens. Ek dink dis 'n ouer se grootste verantwoordelikheid is om te wys. Jesus het grense gehad. Jesus hy het ouens se voete gewas, maar hy het ook vir ouens gesê, ons maak nie so nie. Hy het mense verantwoordbaar gehou. Hy's so 'n mooi voorbeeld vir ons en vir ons gewys, gemodelleer, wat ons kan navolg, kan amper sê, kan naap. Ek voel ek en jy kan vir ure nog sit en gesels. Dis lekker. Dis baie lekker. Ek wil julle uitnooi, ouers, hierdie boek van Jannie, Wen 'n Hart, koop hierdie boek, jy het hierdie boek nodig. Dit is 'n handeling vir afrigters, onderwysers en ouers, oor hoe om jou kind se hart te wen. Dit was so goed om jou vandag hier te hê. Dankie Johan. Jannie, dit is baie lekker om met jou te gesels oor die Here, oor ouerskap, oor kinders. En my gebed is dat jy regtig sal vat wat jy hier hoor en ek dink baie belangrik om as huisgesin, as 'n span saam te funksioneer en jou kind die vryheid te gee om in verhouding met jou, verhouding met God, verhouding met mekaar te lewe en te sien en te proe dat God goed is.
Dankie dat julle saam geluister het. Deel hierdie episode met familie, met vriende en ons gaan julle met die volgende een sien. Jannie, so baie dankie. Bless jou met alles wat jy doen, al die coaching wat jy doen, al die hulp wat jy vir mense bied. Mag die Here jou seën in alles wat jy doen. En mag jy in jou huis met jou huwelik, jou kinders in hulle huwelike, mag julle die goedheid en die guns van die Here beleef en mag daar soveel vrug wees in die wonderlike saad wat jy saai in mense se lewens. Bless jou. Dankie Johan, ek wil graag voor ek net vir die mense sê, daar's 2 goed wat ek vir mense altyd sê. Die grootste geskenk wat 'n kind sy ouer kan gee, is om vir jou kind te wys hoe lief jy die Here het. Dink gou vir 'n oomblik. Wys vir jou kinders hoe lief jy vir die Here is, maak nie saak wat hulle doen nie. Dit gee jou kind sekuriteit. En die tweede ding, tweede geskenk wat jou kind kan gee is, maak seker jy is gesond. Want 'n ouer wat fisies nie gesond is nie, word 'n kommer vir 'n kind vir die res van sy lewe. So die verantwoordelikheid van ouerskap en die verantwoordelikheid om rentmeterskap te vat van is wys vir jou kind hoe lief is jy vir die Here en maak seker jy is gesond. Ja. Nie siek. Fisies en emosioneel. Yes, dis reg. So. Maar dankie Johan, dit is 'n voorreg om saam met jou te kuier. Dankie. Hierdie is nou sommer net 'n paar boeke wat ek geskryf het en ek het in 2001 'n boek geskryf, Wie wen ek of my kind? En dit gaan oor laerskoolouers se kinders of laerskoolouers hoe jy jou kind moet hanteer. Nou daai boek is uitdruk uit. Die Engelse boek ook van geskryf is Winning is for Kids and Parents. So hy het nou goeie nuus. Ek het pas 'n nuwe boek geskryf. Hy's nog nie uit nie. Maar sy titel is op hierdie oomblik, miskien kan hy verander, maar ek dink nie so nie. Sy titel is A-span, die droom van elke kind. En dit gaan oor hoe om 'n A-span in jou huis te vorm en die rol van, dit is presies waaroor ek en Johan gesels het vandag. Maar ek het in 2011, toe ek klaar het gemaak het daar by die Bulle, het ek hierdie boek geskryf, Wenplan vir die Lewe. Nou hierdie boek gaan oor my persoonlike verhaal, my storie, van die boelies in my lewe, my ouers se egskeiding, die verslawing in ons huis, my eie verslawing aan pornografie en hoe ek die lewe moes sien en leer hanteer. So hy's in Afrikaans en Engels geskryf, so die Engels is Game Plan for Life, hy lyk presies dieselfde. Toe het ek 'n boek geskryf, Wenplan vir jou kind se lewe. Nou hierdie boek gaan oor familiebou. Hoe ons kinders groot gemaak het, die tradisies, routines wat ons ingesit het. Daar's 'n paar baie great dinge wat ek self nog steeds geniet om te doen. So Wenplan vir jou kind se lewe gaan oor gesinsbou. Toe het ek 'n boek geskryf, Koelkop, dink soos 'n wenner. Dis 'n boek vir kinders of vir sportmanne, 21 sleutels van wat dit vat om geestelik of mentally tough te wees in die wêreld van kompetisie en druk. Toe het ek 'n boek geskryf, The Sport Coach, The Psychology Behind Coaching, maar dis die Engelse weergawe. Toe het ek 'n beter een geskryf nog, Ben Hart. Hy's nou later uitgekom, so hy het nog meer ervaring in. So dis van die boeke wat ek geskryf het. My webblad is baie maklik om te kry, www.jannieputter.co.za en my van word gespel soos 'n golfputter. Putter. En ek hou van golf, ek en my vrou. So my webblad is www.jannieputter.co.za en daarop is my e-posadres ook. So as enigiemand my wil kontak, julle is meer as welkom. Baie dankie.